vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Nou hier is nou 'n sensitiewe ding, jy weet hierso, partykeer kry jy sulke ou patchy baartjies en die haarlyn gaan so 'n bietjie terug en die haartjies raak so 'n bietjie minder en so aan. En die ouens hulle sê dit nou nie altyd nie, maar hier is 'n bietjie sensitief vir hierdie goeders. Maar Dr. Judy Pretorius, sy is die uitvoerende hoof van Biomedical Emporium, gaan ons meer daaroor vertel. Hallo Judy. Hallo Davie. So dit is nou hierdie tyd van die jaar dat jy 'n lekker groot baard groei en snor en sulke goedjies, maar die baard wil nie eintlik mooi saamstem of saam speel nie. En die haartjies raak so 'n bietjie dun en so. Hoekom gebeur dit? Man, ek wil vir jou sê ek wil graag 'n towenaar wees vandag om te sê daar is antwoorde. Daar is antwoorde, maar miskien nie noodwendig wat mense graag wil hoor nie. Maar dit gebeur vir verskeie redes. Daar's natuurlik genetiese redes, daar's hormonale redes. By mans is natuurlik die derivaat van testosteroon wat die groot rede is. Sekere siektetoestande soos lupus, diabetes, natuurlik kanker wat ook 'n rol speel. En natuurlik geneesmiddels. Kortison is een van die grootste redes hoekom mense hulle hare verloor. Dan kosmetiese redes, byvoorbeeld as jy produkte gebruik, as jy produk optel en jy kyk na die bestanddele en daar sulfate in, dit gaan een van die redes wees in jou reinigers wat gaan maak dat jou hare verdun of dat jou hare verloor. En dan jong ouetjies, jong seuns wat hou van hierdie haarstyl. Ek sê dis die broccoli haarstyl, né? Nee? Broccoli. 'n Korean haarstyl ensovoorts. Maar in my tyd het vrouens gegaan vir 'n perm. Nou gaan mans, jong seuns vir 'n perm en dan het hulle hierdie krullerige bokoppie en daai tipe prosedures veroorsaak ook haarverlies en haarverdunning en so voort. Ek sit nou en dink dit lyk so 'n bietjie soos Leon se hare. So, nou maar wat kan 'n ou nou doen aan hierdie probleme wat jy nou? Okay, so van 'n professionele oogpunt. Ek vra namens 'n vriend, jy weet. Namens 'n vriend. Van 'n professionele oogpunt af. Vergeef my nou die Engelse term microneedling. Nou microneedling is wanneer jy klein fyn naaltjies oor die vel sit, veral in die areas waar jy nou bietjie meer baard wil groei. O, so dis nie net jou hare bo op jou kop nie, dis ook jou hare op die... Baie mans wil 'n baard groei, maar dit hierdie kolle. Ja. So jy kan microneedling doen en dan 'n baie spesifieke aktiewe bestanddeel op die vel gaan sit laat die penetrasie van daai bestanddeel beter is en is niks anders as 'n follikelstimulant nie. En dan begin daai dormante follikels weer hare te groei. En dieselfde op die kopvel natuurlik. En van daai bestanddele is 'n bekende ene, bietjie meer farmaseuties van aard is minoxidil, so mense sal al van dit gehoor het. Maar sekere groeifaktore, salicylsuur, jy weet salicylsuur is dieselfde soos aspirien wat jy drink as jy hoofpyn het. Maar jy kan dit op jou vel sit wat die inflammasie, jy weet, veroorsaak en dan anti-inflammatories optree en dan daai follikel net weer wakker maak. En kaffieïn, ek meen kaffieïn werk wonders. Dis hoekom jy sekere shampoos kry met kaffieïn binne. Nou kan jy nou dink as jy daai tipe bestanddele vat, op die vel sit en dan bietjie van hierdie microneedling tegnieke doen, dan gaan jou baard mos natuurlik. Maar is dit nou net shop talk, jou werk het regtig? Weet jy wat, dis hoekom ek in die begin gesê ek is nie 'n towenaar nie, maar in my loopbaan het ek nog nooit nie 'n goeie resultaat gekry nie. So as jy van hierdie professionele behandelings doen en miskien selfs van daai produkte ook kry wat jy by die huis kan aansit, gaan jy 'n resultaat kry. Jy weet as dit nou testosteroon verwant is, dan moet jy maar weet daai tipe alopecia en haarverlies is redelik permanent, maar jy gaan altyd 'n positiewe resultaat kry. En 100 hare ekstra is beter as 0 hare. Kan ek miskien al by jou draai kom maak? Jy moet 'n draai kom maak. Judy Pretorius uitvoerende hoof by Biomedical Emporium, want ek dink ek het dit nodig. Dankie dat jy by ons 'n draai kom maak.